Dis weer tyd vir sielskoffie. Maak nie saak hoe lank jy al leef hier op aarde of hoe goed jy die woord ken nie. Verwerping bly 'n realistiese pyn wat baie diep seer maak. Dit laat jou minderwaardig en soos 'n weggooi kind voel. Wanneer jy verwerp word, ervaar jy dit as 'n aanklag op jou selfwaarde en voel jy misgekyk vir wie jy is en wat jy kan doen. Ons mense wond mekaar so maklik sonder om eers 2 keer te dink. Jy raak net 'n ding kwyt teenoor iemand anders of begin 'n ander ignoreer omdat jy geïrriteerd voel met daardie persoon. Die ironie van die saak is dat gewonde mense ander wond met hulle dade en woorde. Die probleem lê gewoonlik by die een wat die wonde uitdeel en nie die een wat gewond word nie. Maar ons ervaar dit nie so nie. Ons voel so maklik geaffronteer deur wat ander vir en van ons sê, of wanneer ons geïgnoreer word soos 'n stopstraat. Verwerping word al van kindwees af ervaar. Het sy van 'n ouer, 'n vriend, onderwyser of iemand anders. Dis die oomblik wat jy nie goed genoeg gevoel het of waardig genoeg was nie. Dis wanneer jy 'n verwagting het en dit op 'n onregverdige manier van jou weerhou word. Verwerping is 'n werklikheid en gaan baie nou gepaard met jou waardestelsel. Dit is nou dit wat vir jou reg of verkeerd is. Baie van ons is swart en wit mense. Daar's net 'n reg en 'n verkeerd. En dis ons wat verwerping meer intens ervaar. Dis 'n werklike uitdaging wat elkeen in sy lewe moet kan leer hanteer. Die eerste stap is om verwerping te erken, die oomblik wanneer jy daardie gevoel binne in jou herken. Vra jouself af, hoekom voel ek nou so? Waar kom die gevoel vandaan? Het ek enige aanleiding gegee om die verwerping te verdien? En kan ek iets rakende hierdie gevoel doen? Dis uiters belangrike vrae, want die antwoorde daarop sal altyd lei tot die regte optrede om die verwerping op 'n gesonde manier te kan hanteer. Dit sal jou aanspoor en motiveer tot nog meer sukses, eerder as om jou af te breek. Dit sal jou verhoed om soos 'n mal mens te kere te gaan en te gil en skree omdat die verwerping jou seer laat voel of in jouself terugtrek wat kan lei tot depressie en angs. Ek en jy weet mos wie en wat ons in Christus is. Maak nie saak wat ander mense vir ons sê of wat hulle aan ons doen nie. Ek sê weer, dit is die mense wat reeds baie seer ervaar, wat ander seer maak, omdat hulle nie weet hoe anders om op te tree nie. So, meeste van die kere wat jy verwerp voel, is die gevoel onnodig en ongegrond. Jy het niks gedoen om dit te verdien nie, en jy kan altyd iets aan daardie ervaring doen, want jy het slegs nodig om onmiddellik boeke op te neem oor 3 vrae voordat jy op die gevoel reageer. En dit is: 1. Hoekom voel ek nou so? 2. Waar kom die gevoel vandaan? En 3. Het ek enige aanleiding gegee om die verwerping te verdien? En wanneer jy dit opreg kan beantwoord, is die probleem opgelos. Jy laat dit dan by Jesus se voete en eien dit nie vir jouself toe nie. Mag dit vandag vir jou iets beteken
en eenvoudig maak om gemakliker en met meer vreugde deur die lewe te loop. Ek deel dit graag met baie liefde.